Goeiemôre, al ons vriende, familie, collega's, almal wat hier is om Pieter se lewe te gedenk. Good morning, welcome to all our friends, colleagues, family, to celebrate the life of Pieter Oosthuizen. Thank you very much. The music that we listened to was the Laudato Dominium, a song well appreciated by Sona and Pieter. We hope you enjoyed it with us as an introduction. So we have a program to get through. I will try to guide you as far as I can, because we are not fixed in our ways. We will do it with flexibility as the need arises. So, ons wil baie graag begin deur enkele boodskappe voor te lees wat deur vriende, bekendes van Pieter van heinde en ver oor die hele planeet aan ons ingestuur is, sedert sy afsterwe 'n week of meer gelede. The first message that I want to read to you is from a Japanese friend who became an ordained minister in Stellenbosch, met up with Pieter. His name is Koichi Mino. While he was studying here, he became fluent in Afrikaans, and so he wrote a piece which I will read to you now, from Koichi Mino. Aangename kennis. Ek is Koichi Mino, afgetrede predikant van Japan. Baie dankie vir hierdie geleentheid om my eer aan Pieter te bewys. Ek het Pieter na my aftrede hier in Stellenbosch deur Marlies en Sona leer ken. Rondom 'n braaivleisvuur het ons vinnig aanklank gevind en nie lank nie toe gesels ons soos ou bekendes oor Sapporo, 'n stad in Japan waar Pieter in 1972 die Winter Olimpiese Spele bygewoon het. Dis naby my geboortedorp en ek het 10 jaar daar gewerk. Pieter se verhale oor die plekke waar sy werk hom geneem het en die situasies waarin hy hom al bevind het, was boeiend. Dit was so 'n loutere plesier om te hoor hoe iemand wat tot sulke hoogtes gegaan het, soveel agtergrondkennis van soveel verskillende velde het, met soveel passie gevul is vir die ekonomie, politiek, reg en geregtigheid, kuns, sport, goeie kos en drank, noem maar op. En deurentyd met 'n broederlike inneemlikheid. Dit was 'n plesier om mee te maak hoe hy God se wêreld en wat dit bied, die lewe self met oorgawe geniet. Daarom bid ek nou. Ons almagtige God, enigste skepper en ons hemelse Vader, dankie dat ons tot U kan kom, U wat die mag het om die lewe te skep en lewe te neem. Dankie vir die lewe van Pieter, wat ons vandag hier kan vier. Dankie dat U vir ons kan moed gee, deur iemand anders se lewe, om te strewe na iets groter as ons eie self. Ons weet dat uit U woord, dat daar niks op aarde is, wat sonder U tot stand kom nie, en dat alles wat in ons is en het, binne U hand is, waar U vir ons elkeen voorsien wat ons nodig het. Ons dank U ook vir U oneindige medelee met ons smart en swaar kry, omdat U self mens geword het en ons pyn en ellende kan verstaan, en vra dat U in hierdie hartseer tyd, waarin ons moet afskeid neem van 'n besondere mens, elkeen van Pieter se familie, vriende, collega's, almal wat hom baie gaan mis, sal vertroos met U genade. Wees asseblief self by Sona en elkeen.
Mag u ryk hier op aarde kom, mag elkeen van ons binne u wil wees. Amen. So far from Koichu Mini, a tribute to the life of Peter. So we will give the occasion to a few people who've prepared their contributions and celebrations of the life of Pieter Oosthuizen. Ek wil baie graag eerste aan die woord stel vir Manfred Haf, wat bydra van sy dogter Tanya Rutherford sal lees en ook sy eie bydra sal gee. So eerstens oor na Manfred, baie dankie. Okay, well, I'm going to speak in English, particularly for our overseas people and my daughter, and her tribute is also in English, so I will read it out to you and then I will give my own story in the life of Peter. Uncle Peter was my maternal grandmother's brother, so actually my great uncle. And as he described himself, great-grand-uncle to my children. But the word uncle doesn't seem adequate to describe the extent to which I adored him. As a child, he would visit from abroad with exotic gifts, great stories, but it was but when I moved to London in my early 20s, I really got to know him. Actually, that time, we're talking about the 1970s, that is also when I met Peter for the first time. I was, as I say, my mother-in-law was Rina, his sister, and that is really how my whole life with Peter started. Our mutual enjoyment for each other's company was confirmed when he met Simon, my husband, and Jackie especially adored Simon, often joking that if we split up, she would get Simon and Peter would get her. I don't know which was. We dined together in many of London's finest restaurants, and I would cook for them in our tiny London flat. We'd go to classical music concerts together, not our taste, but we went along as it meant so much for them, because he loved it. We'd accompany him to antique buying trips, and we'd visit them in their shops, marveling at the beautiful and sometimes not so beautiful objects. There was barely a week that we didn't see him. Pardon. When they moved to Florida, we visited them as often as we could. As they would, it was lucky that we've been able to visit when Jackie was unwell and to accompany him both to Jackie's final meal at her favorite restaurant, the Carabas. It meant so much to Peter, as it also did to me. We were concerned when Jackie passed away that he would be lonely. We offered him to live with us in the UK, which he seriously considered, but favorable weather and multitude of friends and family in South Africa decided for him to move to South Africa. And of course, where his companionship with Sona blossomed, and we all know what Sona meant to him. Distance never changed anything. It just made each opportunity to spend time together to become more precious. I feel robbed of the final hug by COVID, which forced the longest period of time that we hadn't seen each other. Simon and I decided a few months ago that it was enough, and with the Red List, and we would come to South Africa in April. And it was actually planned for all of us to spend a week in Kruger next year, and which will still go ahead, so no, we will all be there. Peter will be with us in thought, we know that. We will still do the Kruger trip, as I said, and we will all be there together. We will miss his company, his stories, his laugh, his generosity, his thoughtfulness, his fun. We will miss his little quirks. The way he would always joke with the waiter and that the wine bottle had a hole in, and that's why he had to order a second one. He also was exceptionally lucky. Many people didn't find love and companionship even once in a lifetime, but Peter found it twice. We will forever be grateful to Sona for keeping him young, sharp, and happy right to the end. He collected friends like he collected antiques.
throughout the world. We know there are many people also hurting at the thought of not seeing him again. I console myself with the fact that he lived a great life, one full of joy, laughter, happiness, and love. And I'm so thankful that I spoke to him on the last day, which ended in the call, "I love you." And he loved her as well. My dearest Uncle Peter, you will be forever missed and forever loved. Ja, Pieter was 'n ongelooflike persoon. En ons het die voorreg gehad om al op Sondag by ons te braai. Dit was altyd lekker. And one thing I remember, Peter, throughout our session visits to restaurants or to our house, etc., was his amazing knowledge from so much around the world. He just, and to me, he gave me an insight of America, which I never realized. You know, we know America through the media, and he just gave a different picture of that, and to me, that was quite amazing. Peter, as you all know, came here, and being a true South African Afrikaner, he had a longing for land, and his wish to buy a farm, which he did in the Casey Valley. Yeah, the farm in the end didn't work out what he had hoped to have, and but still, it brought him back to his childhood, back to so many longings of South Africans to have a farm. Shona, you have been amazing, and I think the two of you, we've had such wonderful time together. We will always remember that. You were a pillar of strength to him. You made him laugh. You made him happy, and we are grateful for that. Let us all remember the wonderful times together, and we can all tell our stories of how we had time together. One of the things I can just recall on many of our braais, barbecues, how Peter would love to have boerewors, which is a South African traditional sausage, and he would always, that would be his second, and his third helping would be sausage. It wouldn't be a steak, it wouldn't be anything else, it was a lekker boerewors. And yeah, we remember all of that. And the sad part is, we were going to have a braai when it all happened, and he was unfortunately rushed off to hospital, and we never had that last braai. I have reserved a boerewors for him, which we'll keep and send to him. All I want to say, Peter, with the world as it is, you are in a better place. God bless you, and keep well. We'll join you as well. Amen. Thank you, Manfred. Thank you, Tanya. As you probably gathered, I'm supposedly the master of ceremonies. So, knowing that Peter was a professional banker during his life, I put on a tie. Whenever I meet a banker, I had to be in my best performance. You know, you should at least show that you care about detail, etc. Okay, so I will try to guide you through this. Thank you, Manfred, and thank you, Tanya. The next contribution comes from Dawn de Jong, and I will read to you what she had to say. Today must be a true celebration of the life of a man I have known all my life and to whom I owe so much. Pieter Gerard Kuyter Oosthuizen was the most outstanding nephew who loved his aunt Anna Katharina Lahner, born Oosthuizen. I remember too what a loving son he was to his mother. Nothing was too much for him where his mother was concerned. I grew up seeing how he loved these two women, and as a consequence, osmotically I learned from this remarkable human being. His love of family went further, and soon he became indispensable to extended family. Many, many friends in various capitals around the world, and many customers who knew he was the go-to person for Gouda and Staffordshire China. His love of antiques and art, coupled with the church and chamber music, filled his waking moments. From a tender age, he collected Boer War memorabilia
and bequeathed his vast invaluable collection to the South African nation as such. He wrote a book entitled Boer War Memorabilia, which book was launched in London by Sotheby's, and which I and my family were lucky enough to attend. He lived mostly overseas and travelled extensively, and with my family enjoyed many lovely holidays at sea and land with him and the late Jacqueline Oosthuizen. He remained a true Afrikaner who missed the Highveld thunderstorms and so enjoyed the yogurt of the Cape. He never stopped marveling at the snowbirds when they returned to Florida and cherished the vast floral kingdom here and in the Cape. The snow protea was one of his favorite blooms, and the rapture on his face will never be forgotten. He had two great love affairs with West Highland Terriers White. One named Tiger Sam because he was born in America. When Pity, as I called him, together with his mother and aunt, went to choose this slight in stature West Highland Terrier, Tiger almost attacked a Yorkshire Terrier, who too was a possible choice. So this dog was called Tiger for his ferocity, and Sam because he was an American. Olive, on the other hand, was a sturdy, rather obnoxious but lovable West Highland Terrier White, who was born in England, thus the name Oliver. Tiger Sam and Oliver lived amazing lives, and as they got older, were allowed to lie in, so to speak, and only allowed to venture out when the day was warmer. In London, Oliver had his designated taxi driver who would go down to Astle Street, pick him up and bring him to the shop in the Camden Passage and Portobello Road, respectively. Both dogs were designer labels and sported magnificent winter coats with Burberry labels. I will remember this amazing man for the example he set. Albert Schweitzer wrote, "Example is not the main thing in influencing others. It is the only thing." Though Peter Gerard Keiter Oosthuizen I know, through Peter Gerard Keiter Oosthuizen I know, you don't lead people by what you say to them. You lead them by what they see you do. The most powerful leadership tool you have is your own personal example. Rest in peace, dear second cousin from Telly Queen. Telly Queen, the name given to me by you when I visited you in New York, and I awoke to see the world through your eyes. Dawn de Jong. Right, so the tributes go. The next person we have on hand here is Pieter Haasbroek. Are you ready to come to the table, please? Goeiemôre. Dit is vir my 'n voorreg om hier te staan vandag as 'n vriend van Pieter, en nou nie so 'n lang vriend nie. Ons het maar kort gelede relatief vir mekaar ontmoet, en in die periode wat ons mekaar leer ken het ek hom leer waardeer. En al die belangrike goed wat oor hom gesê is tot dusver, kan ek basies net opsom deur 'n verwysing te maak na die geskiedenis wat hy moes beleef het. Beginnende in die jaar van die Groot Depressie, 1932, 1832, 1932. En ons het in hierdie lang periode van 2/3 van die vorige eeu en 1/4 van hierdie eeu, het hy dit alles belewe en alles sien verander, en uiteindelik saam met ons gestuit voor hierdie foutlyne wat oopgegaap het in ons samelewing deur die pandemie.
maar nie self vir hom laat stuit nie. Hy en Sona was seker die enigste twee mense wat ek geken het, wat onversteurd aangegaan het, en vir ons uitgenooi het, om saam met hulle te gaan eet, en ons besoek het, sonder inagneming van hierdie pandemie, asof dit niks uiteindelike uitwerking op ons kon gehad het nie. Maar nou, wat het ons in hierdie lang tydperk van 1932 tot nou toe, wat het ons belewe, en wat het hy belewe? Ek dink hy moes seker die man gewees het, wat meer insig verwerf het in gedurende sy lewe, in 'n wyeer omgewing, as enige een van ons vandag hier. En ek is so bly dat Sona hierdie laaste ruk saam met hom kon gewees het, al hierdie jare wat sy was, as 'n getroue maat, as iemand wat dieselfde intellektuele kapasiteit gehad het, as hy, om hom te onderskraag en by te staan, te sy siening aan te hoor, verskerp te staan in die argumente wat hy gevoer het, en saam met ons dan hierdie belewenis gehad het. Om die waarheid te sê, dames en here, vandag wil ek net sê, Pieter Oosthuizen was een van daardie min persone in ons samelewing, wat so kon deurgaan as 'n renaissance mens. 'n Mens wat die soort van insigte het, wat ons almal hoop om te verwerf, en wat dan aan ons 'n voorbeeld kon gestel het, van wellewendheid. En met hierdie woorde sluit ek af. Baie dankie. Baie dankie Pieter. Haasbroek. Next on the list of arranged contributors, I have Niels Koeglenberg. Please come. Goeiemôre vriende, dit is my 'n groot voorreg om vandag hier te staan. Jy weet, hierdie plek, Bariek, was eintlik die halfwegstasie, voordat ons vir Pieter gegroet het, telke male op die lughawe. En ek onthou altyd, hy het altyd laaste woorde gehad voor hy op 'n vlug klim. Maar ek gaan nie vandag sy woorde probeer aanhaal nie. Wat ek gaan praat is, die oomblik toe ek die boodskap kry van Sona op my foon, toe het ek opgestaan, en daar het 'n kalmte oor my gekom, en ek het die volgende dinge vir Pieter gesê. Die dood het ons gestroop van die liefde van Pieter. Dit is 'n erge verlies, wat in ons harte kom sit het. Die liefde groei nie meer nie, soos 'n liggaamlike amputasie. Niemand sien dit nie, maar ons voel dit. Die afwesigheid van sy teenwoordigheid. Herinneringe nog steeds daar. Het veroorsaak 'n baie diepe hartseer. Die intensiteit wat ons beleef, is eintlik ons eie pyn. So ek wil vir julle sê, ek het gedink, ek wil net vir julle 'n gedig lees. It was a poem written by Ralph Waldo Emerson. He said, "The glory of friendship is not the outstretched hand, nor the kindly smile, nor the joy of companionship. It is the spiritual inspiration that comes to one when you discover that someone else believes in you and is willing to trust you with their friendship." En op daai noot wil ek net vir Pieter dankie sê, want toe hulle nou onlangs was in Zanzibar, het hy spesiaal vir my dit laat maak. En hierop staan my naam, en daar staan Hakuna Matata. Nou julle weet almal dat dit is 'n Swahili frase wat 'n groet beteken. En dit vra eintlik, how are you? Vandag gaan dit nie goed met my as ek oor Pieter dink nie, maar ek weet, dit sal altyd goed gaan in ons binneste, want ons eer 'n man wat die lewe ervaar het, die lewe geniet het, en Pieter sal altyd saam met ons wees, by baie spesiale plekke. Ek dink maar aan die kunsvereniging waar hy altyd was, wat hy met soveel liefde na die kunswerke gekyk het, en ons het altyd vir hom die geleentheid gegee om voor die tyd sy aankope te doen. Dan dink ek aan die Vlaamse vereniging, waar hy gedurig was. Hy het al die belangstellings van Sona se ongelooflike reëlings met die argeologiedag altyd ondersteun.
Ag, ek dink maar net aan al hierdie verenigings op die dorp waar Pieter net altyd was en hy het ingestaan. Al was hy moeg, hy het nog so half jetlag gehad van Amerika, maar hy's daar. So Pieter, ons eer jou en die laaste woord vir jou, Hakuna Matata. Baie dankie Nelis. Nou, ek kry nog bydraes soos ons gaan en ek gaan van hulle voorlees en van hulle vra en dan gaan ek oopmaak vir enige iemand anders wat ook baie graag voel hulle wil iets sê. So we'll have an opportunity to broaden the conversation. First of all, would you like to read yours, please? Ek dink jy moet liewer hier na toe kom. Hierdie is vir oom Pieter en vir Sona. Maar ek is 'n bietjie jankerig. Vandag wil ons vir oulaas vir u dankie sê. Dankie vir u omgee, wysheid en menswees. Dankie vir elke dag se oproep die afgelope jare. Ons het geweet elke aand 8:00, 7:30 kry ons 'n oproep van oom Pieter op die plaas. Dankie vir u humor en dat ons die wye wêreld deur jou kon beleef. Vertellings, al jou vertellings van die wedervarings was vir ons kosbaar en ons sal dit altyd koester en onthou. Ek wens ons kon vir oulaas met u gesels om te hoor hoe dit gaan. Maar ons kan nou rustig wees in die wete dat jy nou aan die voete van ons Hemelse Vader rus. Oom Pieter, ons gaan jou baie mis. Thank you very much. Before I open up, I'd like to read a piece by Solvik McCormack. Thank you. McCormick, thank you, which I received. As follows. Dear Peter was my godfather. My parents held him in high esteem. He was also my father's step-brother, and my darling Oma was his mother. From my earliest childhood memories, he was always there, if not present. We were in Johannesburg and then Durban, and he was for a time in Cape Town with his lovely wife Jackie. She was an amazing confectioner and kept her small home in beautiful old-style perfection with lace adornments and fine chinaware. I recall visiting for tea where she served up the most perfect chocolate eclairs. This caused a lifelong passion for chocolate eclairs. Yet I have never since eaten any as good as hers were. Then he would drive my mother and I all over the Cape Coast to admire the mountains and the sea. This is still my favorite outing. Peter was always there, even when he was globetrotting and climbing the ladder of success in the banking world. Every birthday and Christmas yielded a beautiful card from him and Jackie. Often there was also a gift from whatever beautiful remote place he was living at the time. Peter was deeply interested in Netherlands, South African heritage antiques, and I have a book passed to me from my late mother that he wrote. Naturally, these interests rekindled an old friendship from their youth between him and Sona, whom I have come to admire greatly. To say that I loved and esteemed him highly is a gross understatement. I can't believe he's gone so soon after he came back to South Africa.
Although he invited me for meals in lovely restaurants, I did not return the invitations because of my humble home. Somehow, I always felt that I was not on his level. He was so intelligent and well-read. He could talk at length and in depth on any subject. I found this fascinating. Dear Peter, I know you are resting in peace in the hands of our Heavenly Father. May we meet again one day. Thank you, Solveig. Vriende, collega's, familie, ek wil baie graag nou geleentheid gee vir enige man anders wat nog iets wil byvoeg, iets wil sê, iets wil bydra. Ja. Ekskuus tog, ek was deel van die program. Ekskuus, in jou naam? Christine. Goed, Christine, baie jammer dat ek jou oorgeslaan het. Christine Roux, wie se ouers in 1954 aan mekaar voorgestel is op 'n skip. Jou beurt. Ja. Ek is bly ek is nie die enigste een wat baie keer iets vergeet nie. Baie dankie. Ja, ek staan hierso eintlik namens die Roes. Santie is ook hierso my suster. En waar sal ons begin? Vandat ek kan onthou, ken ek vir Pieter. Want soos jy tereg gesê het, het hy my ma en pa aan mekaar voorgestel op 'n boot, die Union Castle, wat in Augustus 1954 uit die Kaap uit Londen toe vertrek het. Pieter was daarop omdat hy Londen toe gegaan vir die Nederlandse bank. My pa Thys Roux was daarop omdat hy het vir Rembrandt gewerk en op daai stadium met hulle Rothmans gekoop en hy het gegaan om van die boekhouwerk daar te doen. En my ma was op die boot omdat sy 'n verpleegster was, maar op daai stadium kon jy net jou teateropleiding in Londen doen, so sy was op die boot om dit te gaan doen. En dit was die begin van 'n goeie vriendskap. Hulle het geklik op die boot. Hulle het saam jonk en mooi gewees in Londen. En dit was die begin, soos almal tevore sê, die begin van 'n vriendskap wat oor jare gestrek het en oor kontinente, want hy het oor geleef. Hy het altyd kontak gehou, briewe, 'n kuier hier of daar, telefoonoproepe en altyd 'n volgende kuier beplan. Jy kan maar vir ons is 3 dogters, vra, ons ken almal sy handskrif, want die briewe het gekom en ons het al daai briewe wat vir my ouers was, saam gelees. Ons het geweet waar hulle was, wat hulle gedoen het, en my ma het altyd teruggeskryf, ons het nie altyd geweet wat sy geskryf het nie. En ook die pragtige poskaarte gekry, waar hulle vakansie gehou het, en so dit ook die saadjie by ons gesaai, om op bootreise te gaan. Hulle was so lief vir die bootreise. Een van die dinge wat ek baie bewondering voor het, is hoe suiwer en korrek sy Afrikaans gebly het, na al die jare in die buiteland. Ons het ons taal gemeng, ons men het vandag, maar hy was altyd so vlot en so vinnig ook. Hy het nie eers gesoek vir 'n woord nie. 'n Opregte vriend, altyd kontak gehou en jou genooi of ingesluit in wat hy gedoen het. Maar ook terselfdertyd opreg in jou doen en late belang gestel. En so Santie sê, hy het dit ook onthou, wat wonderlik was. Ons het met verwondering na hom geluister as hy gesels oor sy reise, ekonomie, die politiek, vir ons insig gegee in al die verskillende lande, musiek, antieke, museums of kuns, sy algemene kennis en vermoë om datums en gebeure en mense te onthou, was net uitsonderlik, 'n onuitputbare bron van kennis. En hy kon die mooi so waardeer. Hy was ook so lief vir blomme en lekker eet. Uit die aard van my pa se werk het hy gereeld in Londen gekom en my ma baie keer saamgegaan en hulle het altyd eers gereël hoe kan hulle vir Jackie en Pieter sien.
En dan het Pieter altyd gespot, hy weet wanneer my ma daar is dit tyd vir Wimbledon, want dan het hulle saam gaan tennis kyk. Ek het hom beter leer ken toe ek in Londen gewerk het en hy en Jackie daar gewoon het en ook die antieke winkel gehad het. Dit was so in die laat 80's. My ouers het hulle ook ondersteun en ons drie het elkeen 'n skildery wat deur hom gekoop is en ook 'n antieke tafel of 2 en so leef Pieter voort in ons huise. Dis wonderlik. Hy het my voorgestel daai Kersfees in Londen aan panettone, die Italiaanse kerskoek en ons is so lief daarvoor, is nou 'n instelling by ons. Ja. Before I went to live in New York, Peter gave me some tips as how to live in New York as a young girl. It was not that safe at that stage. One of the tips was, do not look anyone in the eye when walking down the street. If you want to find how far to go on a map, go inside a shop and find yourself on the map. Don't do that on the street. The best was, when you'll get through customs at JFK, a man will pull you on the sleeve and he'll offer you a lift. Just shrug him off, ignore him, walk to the yellow cab taxi line because they are a rip-off and they are not honest drivers. They won't bring you to the right place. So just keep to the yellow cab. And lo and behold, that's exactly what happened. When I walked through, I nearly fainted when that happened. He also told me, keep the fact that you are South African discreet. And we all know how proud Peter was of being a South African. So now I'm in this cab. It's snowing, it's January, it's lots of snow. And we drive, and the taxi driver, who was an African American, said to me, so where are you from? I said, I just flew in from London. He said, no, that's not what I'm asking. Where are you from? I thought, oh well, it's snow, but it's not too far to run back. If he drops me here, I'll just say where I'm from. So I said, South Africa. He stopped the cab. My heart was pounding. He looked back, and he looked again, front, and he did it again. And I thought, yeah, what have I done? He said to me, you're South African. I said, yes. He said, you're the first one I've ever seen. And he looked again and he said, and you're white, you're not black. And with that, it also told me that the Americans don't always know everything. But it was quite scary at the time, but worth a chuckle afterwards. And that became something that I used afterwards. Na jare in Amerika het Pieter homself weer in Stellenbosch gevestig. Dit was heerlik vir ons. Hy het gereeld by my ma kom kuier. Hy het vir Sona saamgebring. En my ma ook gereeld genooi vir ete. Dit was so lekker, want dan kon sy beplan hoe om daar te kom, wat om aan te trek, en die lekker gesels, en hulle het in mekaar se lief en leed gedeel. Sy was ook baie bekommerd toe hy in 2018 in die hospitaal was in Amerika vir sy hart. En toe my ma op haar laaste was in die hospitaal, het hy net elke oggend daar aangekom. En hy het kom sit, sy koerant gelees, vir ons ondersteun en vir my ma geondersteun. Dis die mens wat hy was. So baie gegee en niks teruggevra of verwag nie. Hy het diep omgegee. En so die vriendskap net aangegaan na my ouers se dood. Hy was net altyd daar, hy het gebel. Ons het gesels oor die foon, afspraak gemaak, saam geëet, hy het by ons kom kuier. Verlede Kersfees was Pieter en Sona by ons, en hy het my gebel so 'n week voor die tyd, as ek Christine,
Ek het klaar die perskesap bestel en ek het die vonkelwyn. Met Paul wat Italiaans is ek seker julle sal weet hoe om die bellinis te maak, maar dis wat ons drink. En dit het ons gedoen en dit was heerlik en ek dink dit gaan nou 'n instelling by ons raak om dit te doen. Hy het vooruit beplan, hy was so bedagsaam. Ons gaan hom baie mis. 'n Man van sy woord, integriteit, baie omgee en so baie liefde. So, I'm looking around for any more. Any other people who'd like to say something? Please come up to the mic. We don't have a rowing mic, so please come and do your piece here. But we give the gentleman that you went up. Okay? Okay, thank you. I'd also just like to say a few words about Peter. I think he was an extraordinary, ordinary man with so much love. Now, I respect him. Whatever's been said this morning, I fully endorse it. I remember so many incidents, including the lovely Christmas cards in his handwriting, and always being in touch. I met Peter, it's over 60 years ago, when he just met Jackie. Her parents were good friends of my parents. And I used to bump into Peter in the lift on the foreshore because he was in the bank there. That was the Citibank of New York at the time. That was in the early 60s. And we always kept in touch. I was working in the laboratories there on Broadway House, and that was where he was as well. And when I got married, they were living in Rosebank in Johannesburg, Jackie and Peter, and we were transferred also to Johannesburg. So we were in touch. But he had that deep love for people. We had a baby then, always interested in my children, and even today my grandchildren. He visited them in Palma de Mallorca on one of the cruise ships, and there he wanted to meet my granddaughters there as well. I think he's been an amazing person with this tremendous love for everything that's beautiful and good, be it nature, flowers, the antiques, the ceramics, the antique furniture, and above all, the deep love that he had for all his family and friends. And I think he's been sorely missed. An amazing person. Thank you. Thank you. Please come. For just the sake of people who don't know, please say your name. Okay, goed so. Ek is Ronnie. Pieter het die laaste 3 of wat jaar sy Delftwinkel daar by ons spasie in Dorpsstraat gehuur. Ons het ook so 2 maande gelede daar op die stoep gesit en 'n baie lighartige gesprek gehad oor 'n baie sombere tema, en dit was oor die dood. En Alta het nog opgestaan in die winkel teruggegaan, sy kon dit nie meer hou nie. En ons het gepraat oor wat moet gebeur as 'n mens nou doodgaan. Nie wat gaan gebeur met jou nie, wat gebeur soos vandag. Hoe herdenk mens so iets? En soos Pieter maar altyd ietsie van alles geweet het, het hy vir ons eers verduidelik hoe dinge gebeur in die res van die wêreld en hoe dinge in ander lande gebeur, en hy het vir ons duidelik gestel, as hy die dag doodgaan, moet dit nie 'n sombere affære wees nie. Wel, dit is moeilik om dit nie 'n gehoor aan te gee nie, dit is ons almal met een. Maar hy het gesê, dit moet 'n celebration wees, en dit is wat Sauna vir hom gereël het vandag, en ons sê vir haar baie dankie daarvoor. Celebration van sy wonderlike lewe. Alhoewel ek en Sue van die ander mense wat vandag hier gepraat het, en boodskappe gestuur het, vir Pieter dalk die kortste geken het, kan ek vir julle beloof, hy het ons nagelaat met 'n leeftyd van herinneringe. Daar seker nie iemand in hier teenwoordig vir wie Pieter nie 'n inspirasie voor was nie. Ek dink daar is baie van ons wat eendag soos hy wil oud word, maar die konsep oud het nie in sy denke bestaan nie. Hy was 89, maar as Sauna Vrydag middag na die ouete huis toe gaan om die ou mensies te behandel, het hy altyd verwys na
Sauna's alweer vanmiddag na die ou mense toe. Hy is nog ouer as van hulle wat daar was. En hierdie foon wat so lui elke nou en dan, ek wonder of dit nie Pieter is wat vir ons probeer iets sê nie. Ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hy het groot geword in 'n huis waar sy ouers doofstom was en hy het gebaretaal gelyktydig geleer om te praat. En om sulke omstandighede groot te word, kan net karakter bou vir 'n leeftyd. Soos vroeër al gesê is, hy is op 'n jong ouderdom op 'n skip oor see om te gaan werk in sy 20's, het hy die land verlaat om sy loopbaan aan die bankwese te gaan vervul. Ek het al tred verloor in hoeveel lande, hy het al my 100 keer gesê, maar ek vergeet elke keer, hoeveel lande hy al gewerk het, en hoeveel lande hy al vir werks reise ondergaan het, en hoeveel lande hy al besoek het. Vroeg in sy 50's het die dokters hom glo 'n paar jaar gegee om te lewe nadat 'n hartkwal by hom gediagnoseer was. En ek vermoed selfs van daai dokters wat hom gediagnoseer het, hy het hulle ook oorleef. Ek weet hy het. Die spreekwoordelike om dit op die ken te vat, take it on the chin, dit is Pieter se lewenswyse gewees. Dit is wat ek van hom die afgelope 3 jaar leer ken het. Toe hy deur gewapende rowers meer as net 1 jaar en 'n half terug in sy winkel beroof was, al wat hy gesê het is, well, that's life. En ek moet nou so gou as moontlik by die naaste komputerwinkel uitkom, dat ek met my nuwe laptop gaan koop. En toe hy nie 'n Apple Mac kon kry wat hy gehaat het, soortgelyk nie, wou hy sommer Amerika toe vlieg om een te gaan koop. Dit is hoe Pieter was. Hy het alles gevat, net soos wat dit kom, op die ingewing van die oomblik. En Sauna vertel altyd graag die storie, soos hoe Pieter die plaas in Montetjie gekoop het. Dit is soos wat ons melk gaan koop by kafee. Het Pieter ingestap en gesê, ek wil daai plaas koop. Mense kan sê dat Pieter in die vleur van sy lewe, nie in die skemer van sy lewe oorlede is nie. Op 89 was hy in die prime of his life. Hy is inderdaad voortydig van ons weggeneem. Hy wou nog soveel dinge doen, bootreise meemaak, oor see reis na nie erotiese nie, maar eksotiese plekke. Van sy geliefde, wel ek dink hy sou dit ook wil doen, van sy geliefde Delft antiekstukke aankoop vir sy winkel om te verkoop. Uit eet waarvoor hy so lief was. Hy was die Vrydag aand, het julle nog by die Camerons, julle gewoontlike ete by Andrea hulle by gehad, voordat hy opgeneem is in die hospitaal, net daarna. En ons wederwysige gespog oor wie die lekkerste soufflé onlangs geëet het, is nou ook verby. Hy was 'n onverskrokke mens, iemand het dit ook vroeër genoem. COVID het ons almal teneergedruk gemaak, ons vlerke geknip en syne ook, maar dit het hom nie in 'n hoek laat gaan sit nie. Hy sou mall toe gaan, hy sou gaan uit eet, hy sou vir ure lank in die bank staan in daai periode net toe COVID na die eerste heavy lockdown gelig was, om banksake uit te sorteer. Hy sou een aand alleen deur hy stad toe om iets te gaan kyk. Onverskrokke, dit is wat hy was. Desnietenstaande dat hy eintlik 'n hoë risiko COVID kandidaat was. Hy het COVID oorleef, dit het hom nie gestop nie. Daar was 'n reis na Gauteng, die Weskus, selfs Zanzibar soos Nelis vir ons gesê het. En die kaartjies was gekoop vir hulle reis na die Maldives en Amerika, waar hy vandag sou gewees het. Maar hy het vertrek op sy finale reis na ewigheid op Sondag aand 22 Augustus net voor 12. In die afgelope 3 of wat jaar wat ons jou geken het, Pieter, het jy ons lewens verryk met jou kennis, jou liefde vir die lewe, uitkyk op die lewe, lewenslus, wonderlike stories en staaltjies. Ons gaan ons geselsies en kuiertjies op ons stoep en baie bubbly drink, saam met jou baie mis. Die borrels het altyd gate in, soos iemand gesê het, as ons saam met Pieter gekuier het. Ek is seker almal hier vandag echo een van die boodskappe wat iemand op sy Facebook geplaas het. His zest for life has enriched my life tremendously. Hy mag wel klein van postuur gewees het, maar hy was 'n giant of a man. En hy het groot voete gehad. Hy het baie groot voete gehad, jy moes wyd loop om hulle. Ek wil afsluit met 4 lyntjies uit lirieke van Connie de Villiers se lied Die Reisiger, want dit is wat Pieter in wese was, 'n ewige reisiger.
En ek is seker waar ook al hy homself nou bevind, beplan hy reeds sy volgende reis. Die reisiger, my kompas se naald versteurd, my kaartjie reeds verbeur, maar steeds bly ek 'n reisiger wat die nate van die wêreld ken. Dankie. Next. Jy kan maar altyd byvoeg. Kom maar. Is ons daar. Ek wil iemand kry hier in die... Ja, Pri. Just remember to say your name. Ek is Ronnie se vrou Sue. Ek is op haar hartseer, so ek gaan net vinnig sê, so toe ons swart labrador dood is, toe sê ek baie hartseer en toe ek het een keer na hierdie twee vervoerdaags in die winkel gekyk en vir Pieter gesê dis mooi daaroor uitgevra. Maar dit was verkoop en toe deur die oggend toe ek verjaar, toe het ons 'n vonkeltjie gedrink soos Pieter altyd voor les was. En hy het vir my gesê, hy het iets my van verjaardag, en ons hond was net voor die dood, en ek was nog 'n bietjie hartseer, en toe gee hy vir my hierdie twee voerdags, want hy moes dit nog gaan haal het, dit moes nog gekom het, dit was nog op pad gewees, en toe hy dit ontvang, toe gee hy dit vir my, en hy het 'n mooi kaartjie geskryf, en toe sê hy, hierdie twee hondjies het jy nou vir altyd, hulle kan nie doodgaan nie, en nou staan die twee voerdagies my en kyk, daar so by die huis, en ek is so dankbaar, want so het hy vir my ook getroost, en sy liefde gewys, en so baie ander mense in die lewe. En ons was baie lief vir Pieter gewees, hy was so 'n besonderse mens gewees, en so bly het in ons lewe gekom, vir die tyd wat hy in ons lewe was, en ons sal hom altyd onthou. Goeiedag, ek is Eben de Vos. My oom Pieter was my ma se broer gewees. Ek was nog te jonk gewees en vol nikke en vol dinge gewees toe as kind. Maar ek kan altyd onthou as hy oorgekom het van Amerika, dan bring hy hierdie ongelooflike geskenke. En speelgoed en alles. En tot vir my pa ook die snaakste eksotiese presente gebring, dan gaan steek hy dit weg, want niemand mag sien wat binne nie. Maar, ja, en as jy het weer gaan uitgraaf en sê, pa, hier is om Pieter se geskenk. Nee man, steek die ding weg. Maar dit was om Pieter gewees. Ek het gelukkig die voorreg gehad, nie as jong kind nie, maar, want ek is 'n paar jaar jonger as my jongste susters gewees. Maar ek het die voorreg gehad hierdie laaste 3 jaar om op een Pieter se plaas te bly en te probeer boer daar, dit nou nie uitgewerk soos het gewerk het nie. Maar ek het om Pieter in 3 jaar so leer ken, ongelooflik emosioneel leer ken het. Hy en Sone was vir ons soos 'n pa en 'n ma gewees. Ja, elke dag, ons het gewag vir die oproep, as hy nie gebel het nie, het ons gebel. En ons mis dit, ja, regtig, elke aand, jy wag nog vir die oproep, dis soos 'n ma wat, jy weet jou ma gaan jou bel 1 keer 'n week. Maar ons het elke dag die oproep gehad. En ek het nog die aand voor die tyd met hom gepraat. Sê ek, Pieter, hoe gaan het? Ons moet nou 'n bietjie uitkom hierso, want ons het nog 'n African Java pinotage wat ons moet deurwerk. Toe lag hy daaroor te sê, ja, nee, ek kom. Maar duidelik kan ons, ek dink almal wat hier is, het almal enigiets, het iets te sê oor een Pieter wat net goed is. Ja, ek het baie geleer, ek het ongelooflik in 3 jaar het ek nie geweet, iemand kan soveel kennis in hulle hê nie. Ek het eendag van Pieter gesê, as hy ooit eendag doodgaan, ek soek net 10% van sy kennis, sy wêreldskennis, sy mensekennis, daai rustigheid waarmee hy met jou gepraat het, dis ongelooflike rustigheid wat hy oor jou gebring het.
En daai mense liefde wat hy uitgestraal het. Daar's nooit 'n tekort gewees aan niks nie. Hy het as hy deurgekom het plaas toe, dan het hy daar op Robertson gestop, daar by die padstal. En dan net so enorme maar nie nou vir my so, nee, nou soek ek die woorde. Nee, jy het jou biltong gekry. Ja, sy het kaas gekry, ek het nie, jy het ook die droewors en wil, ek het die melktert gekry, my enorme melktert, maar dis ongelukkig sê, dis joune, en die biltong is hare, maar ek is eintlik 'n groot biltong liefhebber, jy moet by haar gaan smeek as jy iets wil hê. Maar ja, en hoeveel wyntjies en vonkelwyntjies het ons saam met hom en Sona geniet, is absoluut net 'n wonderwerk gewees en 'n wonderlike ervaring om die groot gemis van die groot man in ons lewe. Absoluut 'n groot gees. Absoluut om te mis. Ek het regtig nie woorde om te beskryf wat hy vir ons beteken het nie. En die baie mense wat hom baie beter as ons geken het, en ek wens ek het daai voorreg gehad, soos wat baie mense gehad het. En ek weet Manfred, jy en Corette het hierdie laaste paar jaar het julle 'n ongelooflike, weet jy, dit amper 'n jaloerse verhouding gehad wat jy het hom so baie gesien as ons just like wens of was daar gewees. En dan praat hy oor die gebraaiery en die goed. Hy was so lief gewees vir ou braaitjie. Maar ek sê net vir julle almal baie dankie. Ek dink julle almal kan ook net sê Sona, jy is vir ons 'n absolute steunpilaar ook gewees, hoor, saam met en Pieter. Ek wil vir jou sê baie dankie dat jy so mooi na hom gekyk het. En ons is daar vir jou, jy is nog steeds ons ma. En ek dink jy weet, ons is baie, baie lief vir jou. Maar baie dankie. Ek wil net sê Pieter was die wonderlikste maat wat ek in my lewe kon uitdink. Hy was net daar. In die lockdown verlede jaar, toe almal binne huis moes bly, en wat die wonderlikste was, het ek en Pieter al ons ou grappe vir mekaar vertel en gemaak asof het nuwe grappe is. En ons het met oorgawe gelag vir al die ou grappe. En dit was net so wonderlike mens om mee saam te leef, jy weet. En ons het saam musiek, ons het dieselfde musiek smaak gehad, ons het dieselfde kunstsmaak gehad. Dit was net wonderlik. Ek kan nie aan iemand wonderliker dink om mee saam te geleef het as Pieter nie. Ek sal hom verskriklik mis. Ja, maar sy familie is nog daar, en hulle is ook nou my familie. En baie dankie dat julle vandag hier is, om Pieter se lewe te vier. Ons treur oor oom, maar ons vier sy lewe ook. Baie dankie vir almal wat hier is. Dankie. Vriende, familie, kollegas, ek is ook veronderstel om dankie te sê vir 'n paar mense. Ek dink ek wil heel eers vir Sona sê baie dankie vir haar aandeel in die reëlings wat ons vandag hier het. Ek dink dit spreek tot ons in deur haar van die wense van Pieter Oosthuizen self. Ons is baie bly dat ons dit kon reël en met jou kon deel. En Pieter is van ons weggeneem, maar onthou, ons is nog hier. En in ons gedagtes, soos in joune, lewe die persoon voort. So, ek wil baie graag ook net enkele persone noem. Ja, ek wil sê, ek het 'n lys gehad van mense wat in bydraes doen, en soos julle sien, het ek party vergeet. Ten spyte van die lys. Verskoning aan Christine. Maar daar is enkele ander ook wat ek daarom net moet noem.
Ek het instruksie gekry en ons wil nie iemand uitsonder nie, want ons gaan 'n fout maak as ons nou begin 'n name noem, dat daar mense is wat iets gedoen het, iets bygedra het, wat ons miskien moes opgestel het op 'n lys. Maar laat ons net sê, ons waardeer verskriklik en deur Souna ook die bydraes van Juria Leroux, van Marlies Viljoen, van Marike Lindveld wat die musiek saamgestel het, en wat ons miskien nog meer van sal hoor, vir Gerrit Hieman, wat die musiek speellys vir ons hanteer, vir Pieter Fourie wat ons videograaf is, en wat die verrigtinge opneem, so sooner or later this will be available as a link, and you'll be able to watch this again. And so I'm not quite sure who will let you have the link, but it'll be available later, so watch the space. Baie dankie ook aan Doves met die reëlings wat daar getref is, en aan Karen van Barriek wat ons gehelp het met die verrigtinge hier. So dit wat die bedankings betref, nou is daar vonkelwyn uitgedeel. Het iemand vir my 'n glasie? Ek wil baie graag daarom net hierdie geleentheid gebruik. Dit sal nou gebeur om 'n heildronk in te stel op die lewe van Pieter. Van my kant wil ek net sê, ons moet drink op 'n persoon wat 'n wye en moontlik die wydste moontlike ervaring van kulture, van nasies, van woonplekke, van gewoontes, eetgewoontes, ander gewoontes in homself opgeneem en rondgedraad, en wat dit tot so 'n mate sy eie gemaak het dat hy vir ons 'n inspirasie was deur middel van al hierdie insigte wat hy opgedoen het en stories wat hy kon verhaal en so meer. Ja, ek onthou 'n bepaalde storie wat vir my demonstreer waar Pieter Oosthuizen wat hy waardeer het in die lewe, en dit is van die hoogste tot die laagste. Daar is natuurlik, ek wil nou nie in die geselskap van 'n vermaarde ekonoom soos Piet Haasbroek hierso iets oor die ekonomie kwytraak nie. Maar laat ek minstens sê, in ekonomie 101 word daar altyd verwys na die grondprobleem van die ekonomie, en dit is of daar 'n verband is, en indien wel, enige verband wat die moeite werd is om te noem tussen die prys van 'n ding of 'n diens en die waarde van daardie diens of ding wat jy met daai prys bekom het. So, die verhaal is Pieter wat op 'n stadium 'n tak van sy bank wat hy in New York bestuur het, in Kaapstad moes kom open. Die eerste ene in die land. En wat toe wel in Kaapstad aangeland het en die reëlings getref het en 'n plek gehuur het, en daar uiteindelik breek die dag aan en hulle maak die deure oop. Hulle staan nou en wag vir kliënte en vir klante en so meer. Die eerste wat toe instap, vertel Pieter, is 'n vrou van die straat, en sy wil 'n cheque wissel. Lê die cheque toe voor, en die cheque is toe 'n bietjie eienaardig, want hy is geteken met lipstifie. En Pieter het hy het 'n oomblik verdwyn en gaan navraag doen, en toe op sy manier vasgestel, dit is 'n transaksie hierdie, wat ons kan deurvat, en hy het die cheque gewissel. En daarmee het hy die cheque toe geraam, en teen die muur van hierdie banktak gehang, as die eerste transaksie wat hier aangegaan is in die Kaap. Typies. Pieter laat dit daar vir ons om te wonder of die prys wat hier betaal is werklik die diens waardig was waarvoor betaal is. Dis 'n Freudian slip hierdie om die erotiek hier in te bring. Ek wil graag 'n heildronk stel op Pieter. In my estimasie, as ek hoor van die baie lande wat hy meegemaak het, die baie tale wat hy magtig was, is daar 'n begrip, 'n enkel woord begrip, wat in verskillende tale dalk verskillende dinge beteken.
Maar wat in uiteenlopende tale tog wel ook dieselfde ding sê. Dit is die begrip in Duits of in Jiddisch, jy moet maar self kies, van 'n mens. Pieter was 'n mens. Pieter staan in die program, het 'n sprankel vir die lewe gehad, soos die vonkel in 'n champagneglas. Ek vra u om op te staan en op sy lewe te drink. Vir Pieter. Vriende, familie, die geriewe van hierdie plek is daarvoor en hy gangetjie daar uit as hy dit nodig het. Maar moenie wegraak nie, nou sal Barik vir ons 'n paar versnapperinge bedien. Baie dankie. Intussen kan hy voortgaan met die gesprek. Ons is nou met die formele verrigtinge verby. Nou raak ons informeel in ons kuier. Baie dankie.